Geliefdes, ek verwelkom jou ook by vanoggend se wandel in die woord. En vanoggend op hierdie donderdag, die 5de Maart, is dit lekker om vir jou te sê, ek groet jou in die mooiste naam, die naam van ons Here Jesus Christus. Ons is steeds besig met die tema innerlike genesing in hierdie week, innerlike genesing deur konfrontasie. Ons kyk vandag en môre na waarmee om te konfronteer, want dit is net so belangrik. So kom ons kyk vanoggend na 3 aspekte van waarmee ek behoort te konfronteer, en dan sluit ons môre af met die volgende 3. Nou kom ons begin deur vir mekaar te sê, moet ons mekaar met beskuldigings en verwyte konfronteer? Nee, dit het selde die gewenste uitwerking. Konfronteer eerder die persoon wat regtig op jou hart is, met haar of met homself. Vertel hom hoe jy hom sien en beleef. Vertel hom van die gevoelens wat hy of sy by jou opbring in jou gees en in jou hart. Hy is dalk nie eers self bewus daarvan nie. Dit gebeur nogal baie. Probeer om hom in kontak te bring met sy eie behoeftes, met haar eie behoeftes. Soms is dit juist so dat die persoon se behoefte aan God en aan die Here Jesus se verlossing die skaduwee is wat skuil agter hulle gedrag. En hoe wonderlik sal dit nie wees as 'n mens dit verstaan wanneer jy begin met 'n konfronterende gesprek nie. Om te verstaan dat dit eintlik 'n hulpkreet is, 'n noodkreet na die Here. Daardie gedrag van die persoon wat vir jou so onaanvaarbaar is eintlik niks anders as die persoon se diepe behoefte om te sê, ek is eintlik ongelukkig. Ek soek na die sin en die betekenis van die lewe. Eintlik is ek op soek na my saligmaker, na my Here Jesus. Waarmee behoort 'n mens nog te konfronteer? Konfronteer hom of haar dan met hulle verkeerde optrede en die uitwerking van dit op 'n mens. Ek dink dit is verskriklik belangrik dat ons vir mekaar sal sê, wanneer ons konfronteer, kan dit nie altyd net wees rondom jou eie persepsies van daai persoon se gedrag nie, maar met die waarheid van God se woord, met die evangelie. Ons konfronteer dus nie vanuit 'n geestelike hoogmoedige posisie van, ja, maar ek konfronteer jou nou met God se woord, en dan hoor ons, jy loop met die Bybel onder die arm, en jy wil my met die Bybel kom tig, maar jy moet maar eers die groot balk uit jou eie oog haal, voordat jy die splinter uit my oog uithaal. Nee, hierdie konfrontasie met die woord van God vra dat dit in liefde, die liefde van die Here self sal geskied. En vertrou dan die Heilige Gees om God se woord, waarmee jy dan konfronteer, toe te laat om werksaam te wees, om die saadjie te plant. Miskien is ons ook partykeer net doeteenvoudig te hastig om resultate te sien wanneer ons konfronteer. Maar die Here se tyd is nie ons tyd nie. Miskien is ons opdrag net om haar of hom te konfronteer met liefde oor 'n bepaalde waarheid in God se woord. En dit was jou taak om daai saadjie te plant. Iemand anders sal deur God gestuur word, en die Heilige Gees sal iemand anders daartoe bring om daai saadjie te kom nat maak. En dan sal die Gees self die saadjie laat groei. Nee, mag ek en jy dus, as ons konfronteer, dit nooit alleen self probeer doen nie, maar met die Here langs jou, die Here in jou. En mag jy dan jou woorde tel, en mag die Heilige Gees jou daartoe bring om dit met sagmoedigheid te doen, want die einddoel daarvan is eintlik om hierdie persoon
by die Here Jesus te kry, sodat die genesing kan plaasvind. Want dis net by die Saligmaker en die Verlosser, by God self, dat hy deur sy Heilige Gees die vertroosting en die genesing kan bring. Mag dit jou help ook vanoggend, en mag dit ons as kerk help, om die wêreld ook met dieselfde gesindheid te konfronteer. Kom ons bid. Here, soms vergeet ons dat agter mense se verkeerde gedrag wat ons seermaak, gedrag wat ons ontstel, daar eintlik 'n uitroep is, 'n noodroep is, 'n soeke is, 'n honger is, 'n smagting is na sin en betekenis, en U is die sin en die betekenis, U is die eerste en die laaste, die begin en die einde van alles, U is die sin. En as dit ons fokus is, Here, dan sal ons ook anders konfronteer, en dan sal ons ook toelaat dat U werksaam is oor 'n tyd heen met die persoon, en nie ongeduldig raak nie. Help ons daarom, Heilige Gees, om dit altyd voor oë te hou, dat dit U kind is, waarmee ons nou werk, en dat U begeer om daardie kind nader aan U te hê, en dat ons bloot die instrument is, en mag ons dus toelaat dat ons instrument van vriendelikheid, opregtheid, egtheid en liefde in U hand mag wees. Ons bid dit vir mekaar in Jesus se naam. Amen.